Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend by die viering van die nagmaal. Dit is elke Sondag vir ons 'n voorreg om hier te kan wees. Maar ek dink veral vanoggend wanneer ons ook die voorreg het om by die tafel van die Here aan te sit as sy gaste. Kom ons begin ons erediens met 'n toetredelied Gesang 154. Verse 1, 2 en 3, en dan bly ons staan vir die fotum en die seën, en dan direk daarna ons lofsang, Psalm 100, ook verse 1, 2 en 3. God moet geprys word, hy wat my gebed nie afgewys het nie, en nie sy troue liefde van my weerhou het nie. Geliefdes, aan almal wat God liefhet, en wat hy geroep het om aan Jesus Christus te behoort, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here. Amen. Oh,
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Heer, soos dit ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely en kom ons sing uit Psalm 130 vers 2, die Linia Spies beruiming. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes, en dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely en laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom uit Gesang 245 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons lees saam vanoggend uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is Daniël hoofstuk 9 van vers 4 tot 19 en dan ook Lukas 22 verse 14 tot 20. Daniël 9 dan vanaf vers 4. Ek het tot die Here my God gebid en bely. Ag Here, groot en onsagwekkende God, U handhaaf U verbond en U trou teenoor die wat vir U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig en het nie gelewe volgens U gebooie en U bepalings nie. Ons het nie geluister na U dienaars, die profete nie, wat in U naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is onsself wat hierdie ellende oor ons gebring het, oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele Israel, die wat naby is, sowel as die wat ver is. Ver in al die lande waarheen U hulle verstrooi het, oor hulle ontrou teenoor U. Here, hierdie ellende het oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen U gesondig het. Maar U, Here, ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U. Ons was nie aan U, Here ons God, gehoorsaam nie. Ons het nie volgens U wil gelewe nie. U wil wat U deur U dienaars, die profete, aan ons gegee het. Die hele Israel het U wil oortree. Hulle het afvallig geword en nie na U geluister nie. Daarom het U die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen U gesondig het. U het die woorde wat U in verband met ons en ons regerders uitgespreek het, in vervulling laat gaan en hierdie groot onheil oor ons gebring. Daar het nog nooit op die aarde so iets gebeur soos in Jerusalem nie. Al hierdie onheil het oor ons gekom, net soos dit geskryf staan in die wet van Moses. Tog het ons, Here ons God, nie ons saak met U reggemaak, deur ons van ons sonde te bekeer, en in te sien dat U doen wat U sê nie. Daarom het U ons hierdie onheil nie gespaar nie, maar het oor ons gebring. Here ons God, U is regverdig in alles wat U doen. Ons het nie na U geluister nie. Here ons God, U het U volk deur die groot mag uit Egipte gelei en daardeur U naam groot gemaak soos dit vandag nog is. Maar ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen. Here, U het reddingsdade gedoen. Neem tog U toorn en U woede weg van Jerusalem, U stad, U heilige berg, want deur ons sonde en deur ons oortredinge van ons voorvaders spot almal rondom ons nou met Jerusalem en met U volk. Terwille van U self, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot redding van U verwoeste heiligdom. Luister tog, my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad waaroor U naam uitgeroep is. Ons pleit by U om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van U groot barmhartigheid. Hoor, Here, vergewe, Here,
Gee tog ag op ons en tree op. Terwille van u self, moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en oor u volk uitgeroep. Tot sover uit Daniël 9 en dan Lukas 22 van vers 14 tot by vers 20. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook elke dag, elke oomblik daarvolgens lewe. Broers en susters, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kan nie anders as om U te loof en te prys nie, want al die lof en eer kom net U toe. U is die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. U is die gans andere God, die een vir wie ons nie altyd verstaan nie, en ons weet, ook nooit ten volle sal verstaan nie. Maar Here, U wys vir ons genoeg van U self, dat ons U kan ken. Dat ons U ons Vader mag noem. Dat ons kan weet, Here, daar is 'n band tussen ons en U. U sorg vir ons, gee vir ons wat ons nodig het. En bo alles, sonder U kan ons nie leef, kan ons nie bestaan nie, en is ons niks. Dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons hier aan die tafel kan aansit waar ons gaste is, en U self ons gasheer. Here, ons bid vir hulle wat seer het vanoggend, wat 'n geliefde verloor het. En ons vra, Here, dat U op U liefdevolle manier sal troos. Want op die einde van die dag, Heer, is dit net U wat werklik kan troos. Dis net U wat weet hoe groot die seer is. Dankie Here dat hulle in hierdie tyd ook besluit het, wanneer die skaduwee van die dood oor hulle lewens val, om na U toe te draai en by U te kom troos en kalmte soek. Hou hulle reg op, Here, met U liefde en gee vir hulle kalmte met die troos wat U bring. So bid ons ook vir elkeen wat siek is. Ons vra, Here, dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid, dat U sal gesond maak, dat hulle ook met hulle lewens kan aangaan. Vergewe ons genadiglik vir elke keer wanneer ons aan U ongehoorsaam is en sondig.
Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Broers en susters, voor die prediking sing ons saam uit Gesang 253 en ons sing daarvan verse 1 en 2. Die teks vir die prediking is Daniël 9 vers 19. Hoor Here, vergewe Here. En dan ook Lukas 22 verse 19 en 20 waar Jesus self aan die woord is. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Broers en susters, gebed is iets wat wesenlik deel is van die lewe van elke gelowige. 'n Mens kan jou beswaarlik 'n verhouding met God indink, sonder om ook elke dag te bid. God praat met ons deur sy woord en ons antwoord vir God, onder andere in ons gebed. So word dit 'n gesprek tussen ons en God. Maar ons bid nie altyd net oor een saak nie. Ons gebed het verskillende kante, ons vra verskillende dinge. Ons sal vir God dankie sê, vir dit wat hy vir ons doen, vir dit wat hy vir ons gee en wat hy vir ons beteken. Ons erken ook ons diepe afhanklikheid van hom, juis daarin, dat ons van hom dinge vra wanneer ons dit nodig het. En ons weet, hy sorg vir ons. En daarsonder kan ons nie leef nie. Ons loof hom vir sy grootheid en sy goedheid. Ons prys hom as die almagtige God, die enigste God, skepper van die hemel en aarde, wat elkeen van ons ook geskep het en van dag tot dag nog steeds sy skepping self in stand hou. En dan is daar nog 'n deel van ons gebed, wat nie altyd vir ons so maklik is om te bid nie. En ek wonder hoeveel keer daar is, wat ons hierdie gedeelte van ons gebed dalk probeer vermy op 'n manier. En dis die gedeelte waar ons skuld voor God bely.
Ons voel teleurgesteld in onsself, want ons was ongehoorsaam aan God. En ons weet dat hierdie ongehoorsaamheid van ons ook vir God moes teleurstel. Ons kry skaam daaroor. Ons kan nie anders as om elke dag ons ongehoorsaamheid aan God te bely nie. Want God se Gees kla ons aan wanneer ons ongehoorsaam was en dit gedoen het wat ons nie veronderstel is om te doen nie. En hierdie aanklag wat ons van God se Gees ontvang, beskryf ons baie keer as ons gewete wat ons pla. Ons het iets verkeerd gedoen, dalk op daardie stadium gedink dis die regte ding om te doen, maar nou begin dit ons pla. Ons gewete pla ons. God kla ons aan deur sy Gees dat ons ongehoorsaam was en dat ons verkeerd gedoen het. Ons het vanoggend in Daniël 9 gelees van so 'n gebed. En daar's ook nog talle ander voorbeelde in die Bybel waar gelowiges hulle skuld voor God bely. En waar ons sien hoe moeilik dit is om dit te doen. Hoe moeilik dit is om vir die Here te sê, ek was ongehoorsaam. Ek het hier en daar verkeerd gedoen. Ek het U teleurgestel. Hoor hoe begin Daniël se gebed. Hy loof en hy prys God vir sy grootheid en almag. Dit is asof hy hierdie gesprek met God begin en eers wil sê dat hy wat 'n mens is, klein en nietig is, nederig staan voor die almagtige God en dat daar niks is wat 'n mens met die grootheid van God kan vergelyk nie. En daarom nader Daniël tot God in sy gebed met versigtiging. Hy weet, hy hardloop nie sommer net na God toe, want dis een van sy vriende nie. Hy het hier met God te doen. Maar hy het ook die vrymoedigheid om sy skuld voor God te bely. En hy probeer nie om enige iets weg te steek nie, want hy weet, vir God kan jy niks wegsteek nie. Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen. En dan bely hy verder hierdie verkeerde dinge, deur dit op die naam te noem. Ons het nie geluister na die profete wat ons kom aanspreek het in U naam nie. Hier bely hy dat daar geen verontskuldiging is nie. Want God het deur sy profete reeds met die volk kom praat en vir hulle gesê wat is reg en wat is verkeerd. Reeds vir hulle kom sê wat hulle moet weet en hulle het nie gehoor gegee daaraan nie. Dit is onsself, sê hy, wat hierdie ellende oor ons gebring het. Ons was nie aan U gehoorsaam nie en ons het nie geleef volgens U wil nie. Israel het oortree, van U afvallig geword en nie na U geluister nie. Geen selfverontskuldiging nie. Ons was ongehoorsaam. Dit wat ons tref, sê hy, die feit dat hulle in ballingskap weggevoer word na 'n vreemde land, is niemand anders as hulle eie skuld nie. Hulle kan nie 'n vinger wys na iemand anders en sê, hulle is in hierdie situasie as gevolg van iets wat iemand anders verkeerd gedoen het nie. Dis hulle eie skuld, dat hulle is waar hulle is. En Daniël aanvaar verantwoordelikheid. Dis 'n moeilike ding om te doen, wanneer ons skuld voor God bely. Om te erken dat ons verkeerd gedoen het, en dat dit niemand anders se skuld is nie,
behalwe ons eie. En boonop kan ons self ook nie eers daarvan loskom nie. Dis alleen God wat ons daarmee kan help. Dis alleen hy wat hierdie gebroke verhouding tussen ons en hom weer kan heel maak. En dan, broers en susters, is dit asof hierdie skuldbelydenis van Daniël 'n hoogtepunt bereik wanneer hy bid: Ons pleit by U om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van U groot barmhartigheid. Weereens, ons as mense verdien nie U vergifnis nie. Ons verdien nie U ontferming oor ons nie. Dit is alles alleen net genade. Ons weet, U vergewe ons, omdat U vir ons lief is. En dan kom daar hierdie diep en treffende woorde uit die hart van hierdie gelowige. Hoor, Here, vergewe, Here. En as ons wou, sou ons die gedagte kon byvoeg, want net U kan. Geliefdes, ons het vanoggend die ongelooflike groot voorreg om aan die nagmaaltafel te kan aansit. Ons het soveel maal in ons lewens al die nagmaal gebruik, dat dit maklik vir ons ook maar net iets kan word wat ons vanoggend doen in die kerk. Ja, ons weet wat die betekenis van die nagmaal is, want ons het hoeveel keer al bely dat dit ons heenwys na die dood van Jesus Christus en wat dit vir my beteken en dat dit vir my hoop gee vir die toekoms. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat hierdie manier waarop ek en jy vanoggend die nagmaal gebruik ook 'n gebed kan wees? Het jy al ooit so daaraan gedink dat hier waar jy vanoggend die nagmaal vier, waar jy aan die tafel kom aansit, jy aktief deelneem aan 'n gesprek met God? Hoe is dit moontlik? 'n Gesprek beteken tog dat daar ten minste twee mense moet wees wat met mekaar praat, maar ons kom vier die nagmaal tog in stilte. Ons kom sit ingetoe aan, hier aan die tafel. Hierdie gesprek met God begin wanneer hy ons uitnooi om te kom aansit aan sy tafel. En sonder om 'n woord te sê, antwoord ek en jy op daardie uitnodiging wanneer ons opstaan uit die bank uit en kom aansit aan die tafel. Wat bely ons wanneer ons daar in die bank opstaan en aangestap kom na die tafel toe, hier kom aansit? Presies dit wat Daniël bely het toe hy gebid het vir sy volk. My en jou opstaan, aanstap na die tafel toe en kom aansit hier, word 'n woordelose gebed tot God. 'n Belydenis waarin ek teenoor God bely: Here, ek het gesondig. Dit het ek gedoen terwyl ek geweet het wat reg en verkeerd is, want U het my al hoeveel keer geleer wat dit is wat U van my verwag. Ek is teleurgestel in myself. Ek kry skaam, want ek was aan U ongehoorsaam. En ek weet dat ek dikwels met my manier van lewe ongehoorsaam is en U daarom teleurstel. Net U alleen kan my vergewe. En daarom stap ek en jy na die nagmaaltafel toe,
nie kop omhoog en met groot bravade nie. Ons doen dit as sondaars, skaam en klein, want ons was ongehoorsaam. Hierdie tafel is juis vir sondaars. Maar tog, broers en susters, omdat God deel is van al hierdie gebeure, eie aan sy aard van liefde en genade, lê daar vir my en jou ook 'n groot troos daarin. En dit is juis dat ons hier kom aansit, nie as ongenooides nie, maar as genooide gaste. In sy liefde en genade wil God ons vergewe. Het hy ons vergewe en wil hy dit vir ons kom wys op 'n konkrete, sigbare en tasbare manier. Hy het sy seun laat sterf sodat ons nie daardie pad hoef te loop nie. Dink aan die ontmoeting tussen Jesus en Thomas. Nadat die disippels vir Thomas gesê het, toe jy nie by ons was nie, toe die Here aan ons verskyn, dit was na Jesus se opstanding. En Thomas dan vir hulle sê, ek glo julle nie. Ek sal dit glo, wanneer ek die merke aan sy hande en voete sien, en my hand in sy sy kan steek. Wat doen Jesus, toe hy later weer aan sy disippels verskyn en Thomas by is? Veroordeel hy vir Thomas? Vertel hy vir Thomas wat 'n slegte gelowige hy is en wys hy hom die deur? Nee. Jesus nooi hom uit. Kom kyk, kom voel. Want ek wil jou help om te glo. Glo nou en moenie langer meer ongelowig wees nie. Hy sê dieselfde wanneer hy vir my en jou uitnooi om aan hierdie tafel te kom aansit. Ek nooi jou uit. Kom kry die versekering hier aan die tafel dat ek jou vergewe het. Dat ek vir jou sonde betaal het en vir jou die lewe gegee het tot in alle ewigheid. En hier aan die tafel, dan praat die Here weer met ons. Ons hoor hoe Jesus se woorde van toe die nagmaal ingestel het weer klink. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Dit is my bloed wat vir julle vergiet is. As jy enige oomblik daaraan twyfel, hier is vir jou brood en wyn, as tekens daarvan, dat my liggaam vir jou gebreek is, en dat my bloed vir jou gevloei het aan die kruis. Neem dit, eet dit, drink dit, en glo, dat ek jou oneindig lief het. En dan, broers en susters, nadat God dit vir ons gesê het, dan bid ek en jy weer Daniël se gebed. En in plaas daarvan om te vra, hoor Here, vergewe Here, bely ons met volle oortuiging. U het gehoor Here, u het vergewe Here. Terwyl ons van die tafel af opstaan, dan gaan hierdie gesprek tussen my en God voort. Wanneer God weer van sy kant af praat, en hy sê, dat hy so pas my geloof hier aan sy tafel gevoed het, dat hy dit hier versterk het, dat hy vir my iets gedoen het, sodat ek met hoop kan lewe. Ons kan gaan lewe as mense wie seker is, dat hulle sonde vergewe is, en dat God hulle lief het. En onmiddellik hoor ons, dat dit waarna die nagmaal verwys, Jesus se kruisdood, nie goedkoop was nie, maar dat God duur betaal het daar, sodat ons verlos kan word van sonde en dood. En daarom
gaan lewe ons ook op 'n sekere manier, wanneer ons vanoggend van hierdie tafel af opgestaan het, en by daardie deur uitgegaan het, en met ons lewens aangaan. Kom ons dink vir 'n oomblik terug, aan iets wat Jesus ons geleer het, tydens sy lewe hier op aarde. Wat sê hy vir die vrou, wat op oorspel betrap is, en na hom toe gebring is? Nadat hy gesê het, dat die een van julle wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi, en niemand dit doen nie, almal omdraai en wegstap, vra hy vir die vrou, maar het niemand nie oordeel oor jou voltrek nie? En wanneer sy dan vir hom sê, niemand nie, Here, dan sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan, en moenie meer gaan sondig nie. Ook hierdie woorde van hom, weer klink in my en jou ore, wanneer ons vanoggend van die nagmaaltafel af opstaan, en met ons lewens aangaan. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan, en moenie meer gaan sonde doen nie. Broers en susters, hierdie gesprek tussen ons en God, wat plaasvind tydens die nagmaal, stop nie, wanneer ons hiervandaan verder gaan, en ons gedink het, maar die gesprek is nou afgehandel. Ons hoor nog steeds, hoe God met ons praat, in ons lewe daar buite. Wanneer ons hier uitstap, is dit weer met my en jou wat hy praat. En ons kan ons kan antwoord, sonder om 'n woord te sê. Ons kan antwoord, deur hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het, waarvan ons die versekering hier kry, te gaan uitleef, deur te gaan help, waar daar hulp nodig is, deur te gaan troos, waar daar troos nodig is, deur hoop te gaan gee, waar mense dit al verloor het, deur met 'n sagte woord, iemand se menswaardigheid vir hom terug te gee, wat op watter manier dalk ook al van hom of haar weggeneem is. Wanneer ons vanoggend aan hierdie tafel kom aansit, onthou, dat ons skaam en nederig antwoord op God se uitnodiging, en dat dit maar net weer eens vir ons 'n bewys is. As God nie vir ons iets gedoen het nie, dan was ons verlore. Wanneer jy vanoggend hier aan die tafel die woorde hoor, dit is my liggaam en dit is vir jou, dit is my bloed en dit is vir jou, hoor ook, hoe God vir jou sê, ek het vir jou die prys betaal, omdat jy self nie kon nie. Wanneer jy van die tafel af opstaan, hoor dan, hoe God vir jou sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan nou, maar moenie meer gaan sonde doen nie. Gaan antwoord jy, met die manier waarop jy lewe, nadat jy vanoggend die nagmaal gebruik het. Dankie Here, dit is alles net genade, dat ek nie verlore gaan nie. So broers en susters, word hierdie nagmaal geleentheid 'n gesprek tussen my en God. En is daardie gesprek nie beperk net tot dit wat gebeur tydens hierdie nagmaal erediens nie, maar hou hierdie gesprek ook aan, deurdat ons vir God antwoord met die manier waarop ons gaan lewe nadat ons van die nagmaaltafel af opstaan en nadat ons hierdie groot gawe van hom afgebruik het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Dankie dat U vir ons lief is en die liefde op so 'n besondere manier vir ons wys. Dankie Here dat ons met U kan praat en dat U ook met ons praat. Here, ons vra dat U ook ons ore en ons harte sal oopmaak om te luister wanneer U vanoggend tydens hierdie nagmaal met ons praat. Maar ons pleit by U, Here, hoor ook wanneer ons met U praat. Amen. Broers en susters, terwyl die tafel gereed gemaak word, sing ons uit Vonk 198, daarvan verse 1, 2 en 3. Ek gaan nie nou die formulier lees nie, maar ons sal die formulier hoor wanneer ons aan die tafel sit en dit so stuk tydens elke tafel gelees word. Kom ons bly net so sit en dan sing ons Vonk 198 verse 1, 2 en 3 terwyl die tafel gereed gemaak word. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons dankie dat U so pas ons geloof gevoed en versterk het aan U tafel. Dankie Here dat U vir ons geloof gegee het om vanoggend U uitnodiging te hoor. Dat ons U stem ook kon hoor wanneer ons aan die tafel aansit. Dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. Dit is my bloed wat vergiet is vir julle. En dat ons U ook kon hoor, Here. U veroordeel ons nie.
Ons kan maar gaan, maar ons moenie meer gaan sonde doen nie. Ons vra Here dat U ons ook moes hoor vanoggend, dat ons skuld voor U bely toe ons opstaan en nader stap na die tafel toe. Wat ons gedoen het, Here, is ons eie skuld. Ons was ongehoorsaam. Dis wat ons wil bely. Ons het gehoor dat U ons vergewe. Ons het gehoor wat prys U vir ons betaal en ons het ook gehoor dat U ons nou die wêreld instuur. En daarom bid ons dat U ook deur U Gees vir ons die krag en die leiding sal gee om nou te gaan leef soos mense wat pas van die nagmaaltafel af opgestaan het en die versekering van U self afgekry het dat ons nie veroordeel word nie, maar ook die opdrag van U afgekry het, gaan maak 'n verskil. Help ons, Here, om te gaan help waar daar hulp nodig is, om te gaan troos waar troos nodig is. Help ons ook om met 'n sagte woord menswaardigheid te gaan teruggee waar dit dalk verloor het. Dit alles doen ons as antwoord en as deel van die gesprek tussen ons en U wat vanoggend hier plaasgevind het. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit vonk 55, daarvan verse 1 en 3, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en daarna is ons wegseëningslied, gesang 286. Geliefdes, ontvang nou met biddende harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Gemeente, ons het net die volgende afkondigings. Bybel